2 Konings 21 vers 18. Kom ons kyk wat gebeur met Agab. Maak jou klaar, gaan af. Agab, die koning van Israel, wat in Samaria is, tegemoet. Kyk, hy is in die wingerd van Nabot, waarheen hy afgegaan het om dit in besit te neem. En jy moet met hom spreek en sê, so sê Jahwe, het jy doodgeslaan en ook in besit geneem? Verder moet jy met hom spreek en sê, so spreek Jahwe, op die plek waar die honde die bloed van Nabot gelek het, sal die honde ook jou eie bloed lek. Nou, hier is 'n baie belangrike ding wat ons nie waarneem nie. Dit is wat oor hom gesê was. Op die plek waar die honde die bloed van Nabot gelek het, sal die honde ook jou eie bloed lek. Nou, ons weet van Isebel, maar het ons geweet dat dit uitgespreek was oor Agab. Daarop sê Agab vir Elia, het jy my gekry, my vyand? Nee, antwoord, ek het u gekry, omdat u uself verkoop het om te doen wat verkeerd is in die oë van Jahwe. Vers 21, kyk, ek gaan onheil bring oor jou en jy skoon wegvee, en ek sal van Agab uitroei al wat manlik is in Israel, sonder uitsondering. Okay, wat is nou die agtergrond? Isebel het nou van maak van Nabot dood, vat sy wingerd. Nou staan nou Agab daar by die wingerd en hy sien, dis te mooi, ek gaan nou hierdie goede uithaal en gaan groente hier plant. En hier verskyn die profeet, en die profeet sê goed vir hom, en dit het 'n sekere effek op hom. 21, kyk, ek gaan onheil bring oor jou en jou huis skoon wegvee, en ek sal van Agab uitroei al wat manlik is in Israel, sonder uitsondering. En ek sal jou huis maak soos die huis van Jerobeam, die seun van Nebat, en soos die huis van Baesa, die seun van Ahia, weens die geterg waarmee jy my geterg het, en dat jy Israel laat sondig het. Dis nou weer Vader wat praat. En ook oor Isebel het Jahwe gespreek en gesê, die honde sal Isebel eet by die voorkant van Israel. Die een wat van Agab in die stad sterwe, hom sal die honde eet, en wie in die veld sterwe, sal die voëls van die hemel eet. Waarlik, daar was niemand soos Agab wat homself verkoop het, om te doen wat verkeerd is in die oë van Jahwe nie, omdat sy vrou Isebel hom verlei het. Nou net 'n gedagte. Praat altyd van die gees van Isebel. Openbaring praat van jy Isebel toegelaat om te preek. Dis nou 'n ander onderwerp, maar ek het nou maar net opgelet toe ek dit gelees het. En ons praat vandag van 'n vrou wat 'n Isebel gees het, en dan is dit 'n opstandige, rebelse gees. Ek het nog altyd daaroor gewonder, want ek sien dit nie. Ek lees die 7, maar ek sien dit nie. Maar wat ek wel sien is, Agab gaan vernietig word, omdat sy vrou Isebel hom verlei het. Dus sy het hom verlei om die verkeerde te doen. Ek noem dit maar net, is die gees van Isebel nie iemand wat mense verlei om die verkeerde te doen nie. Die gees van Isebel is in die gemeente om mense te verlei om die verkeerde te doen. Want Agab het maar net gedoen wat sy sê, want sy het hom verlei. 26. En hy het baie afskuwelik gehandel, deur agter die drekgode aan te loop, net soos die Amorite gedoen het, wat Jahwe voor die kinders van Israel uitverdryf het. Vers 27. En toe Agab hierdie woorde hoor, het hy sy klere geskeur en sy roukleed om sy lyf gebind en gevas. Hy het ook met die roukleed verslaap en stadig rondgeloop. Toe kom die woord van Jahwe tot Elia, die Tisbiet, en sê, het jy gesien dat Agab hom voor my aangesig verneder het? Nou, is weer iets wat ons moet waarneem. Jy moet dit sien en sê, ek het nie opgelet nie. So in my gees is ook gebeur hierdie hele ding. Hy is nou daar op sy koninklike wa en sy soldate op hom. Jy was een van die wat daar was. En hier kom die profeet en hy sê hierdie goed oor hom. En hy is geskok. En hy het die klere geskeur en 'n roukleed om sy lyf gebind, gepas. En hy het met die roukleed geslaap en stadig rondgeloop. En wat gebeur? Woorde van Jahwe tot Elia, die Tisbiet, en sê, het jy gesien dat Agab hom voor my aangesig verneder het? En Vader let dit op. Vader sien dit. Hierdie is 'n slegte koning. In Israel was hy seker die slegste. Maar Vader sien wat hy doen. Hy neem waar. Vader neem waar wat ons doen. Omdat hy hom voor my aangesig verneder het, sal ek die onheil in sy dae nie bring nie. In die dae van sy seun sal ek die onheil oor sy huis bring. Hier is nou nie sprake van gebed hier so nie, maar hier is wel 'n gesindheidsverandering teenoor Vader, en Vader neem dit waar. En hy verander. Hy het gesê, die honde sal jou bloed lek, en hulle het nie. Hy is dood in die oorlog. Want sy optrede het Vader se besluit verander.